Goed, die volgende stukkie wat ons nou gaan kyk vir graad 12 trigonometrie, is die oplos van probleme in 2 en 3 dimensies. Okay, meer gewys na probleemoplossings. Maar voordat ons kan kyk na die probleme wat ons het om op te los, moet ons eers net gou 'n bietjie jou voorkennis getoets. Nou die voorkennis wat belangrik is hierso is dat wanneer jy sit met 'n 90 grade hoek in 'n driehoek, dan kan jy mos nou jou sin, kos en tan funksies gebruik. En nou ek het nou maar die manier van 'n rympie, sin ons vir oorstaande op skuins, kos as vir aangrensend op skuins, tan oa vir oorstaande op aangrensend. Nou, baie belangrik maar net, vir hierdie 3 funksies moet jy 'n 90 grade hoek in jou driehoek hê. Okay, so hierso het ek dit. So ek gaan sommer hierdie gebruik as 'n voorbeeld net om vir jou te wys hoe lees ek dit af, want hierdie kan nogals mes die mekaar maak, want gewoonlik na sin en kos en tan skryf jy 'n hoek, maar weer 'n keer graad 12 dis maar net 'n rympie wat maar net help om dit te onthou. Van julle praat in plaas van 'n oorstaande sy, praat julle van 'n teenoorstaande sy, wat eintlik tegnies meer korrek is, maar die oë maak dat dit lekker rympies maak. Nou goed, nou voordat ek enigstens hierdie verhoudings kan aflees en vir jou hierdie antwoorde gee, is dit belangrik om dit eers aan te dui op jou skets. Waar lê jou oorstaande of jou teenoorstaande sy, waar lê jou aangrensende sy en waar lê jou skynsy? So 'n bietjie raad van advies. Gaan jy altyd eers die skynsy soek. Nou die skynsy is altyd oorkant jou 90 grade hoek. Okay, so S gaan definitief daar sit. Reg, en dan is die ander eintlik baie maklik. Die sytjie van die driehoek wat raak aan die hoek waaruit jy kyk. So terloops, hierdie X, hierdie hoek, dis die hoek waaruit jy kyk. Nou kom ek maak hier vir jou oogies. So as jy uit hierdie hoek uit kyk, dan is dit jou aangrensende sy en dit is jou oorstaande of jou teenoorstaande sy. Sou jy nou byvoorbeeld uit daai hoek uitgekyk het, dan weer 'n keer, eerste ding wat jy moet gaan plot is jou skynsy. So jy gaan soek die 90 grade hoek en oorkant hom gaan jy die skynsy hê. Dan watse sytjie raak nou ewe skielik aan hierdie hoek? Hierdie 4. So dan sou dit jou aangrensende sy gewees het en dis jou oorstaande sy. So weer 'n keer, dis hoekom ek die oogies hier so vir jou het, dit hang af uit watter hoek uit jy kyk. Nou goed, ons kyk uit hierdie hoek uit, want as ek terug gaan hier na die voorbeeld toe, wil hulle spesifiek hê die sin X se verhouding. Okay, so as dit nou sin alfa was en alfa het nou byvoorbeeld daar gestaan, dan het jy uit daai hoek uitgekyk. Goed, so sin os is teenoorstaande of oorstaande op skuins, so dit sal wees O wat die 4 is en S waar die 5 is. En daar is hy klaar. Nie nodig vir desimales of enigste iets anders nie. Ekskuus, ek het 'n par aan my keel. So jy los dit om net so in breekvorm. Goed, kos is kos as aangrensend op skuins, so dit sal wees, as ek uit die hoek uitkyk, dan sal die A daar lê, so dit is 3, en die S is die 5, so hy kom net daar so, soos 3 op 5. En dan is nog ons baie gewild om vir ons te help met hierdie probleme, hoor, net as ek ietsie mag noem. So tan X is tan OA, so dit is O, so dit is die 4 op die A, wat die 3 is, en ons los hom net so. As jy nou wil, kan jy dit skryf as 1 en 1/3, maar dit is nie nodig nie. Jy kan hom net so los as 'n onegte breek. Goed, so hierdie is eintlik graad 10 werk, ons het dit seker in graad 11 ook 'n bietjie na gekyk, maar jy het begin hiermee in graad 10. So dit is definitief 'n voorkennis wat jy gaan moet hê, want dan gaan 'n driehoek wees met 'n 90 grade hoek, en dan gaan jy nou later sien, hoekom beweeg ons dus 'n bietjie weg hiervan af. Nou die volgende stukkie voorkennis, wat ek graag vir jou wil wys, is hierdie, 'n hoogte en 'n dieptehoek. Nou die wonderlike van 'n hoogte en 'n dieptehoek, kom ek wys eers waar hulle lê. 'n Dieptehoek wys vir jou diepte aan. Okay, hoe diep duik die boot, of hoe diep duik die duiker. Okay, en 'n hoogtehoek dui hoogte aan. Okay, so dis hoekom dit 'n dieptehoek is, want dit dui diepte aan in 'n skets, en hierdie H verwys na 'n hoogte vir 'n hoogtehoek. Hierdie is maar net 'n ou, kom ons noem dit maar 'n torentjie wat ek probeer teken het, en dan hierdie 2 lyne wat gevorm word, en dit is eintlik hoekom ek dit vir jou wys. Hierdie 2 lyne is altyd parallel aan mekaar, en die oomblik as hulle parallel is aan mekaar, dan kan jy uitkyk vir die volgende hoeke. Ooreenkomstige hoeke, kobinne hoeke, verwisselende hoeke. Soos gestel, hierdie hoekie daar is, kom ons maak dit 25 grade.
dan beteken dit hierdie hoogtehoek is ook 25 grade. So sê nou maar, hulle wil eintlik uit hierdie hoek uit kyk, maar jy word nie hierdie hoek gegee nie, maar hulle gee vir jou die dieptehoek, dan weet jy ten minste, okay, die twee hoeke is gelyk aan mekaar, wat nogals eintlik goed en gaaf is. Ook die ander ding is, omdat hulle parallel is, en sê nou maar, ek gee vir jou daai hoek, en jy moet daai hoek uitwerk, dan kan jy mos ook binnehoeke gebruik om hierdie hoek uit te werk. Die hoek wat ons van hierdie drie amper nooit gebruik nie, is die ooreenkomstige hoek, waar ons nou sê, daai twee hoekies is gelyk aan mekaar. Jo, nou vat ek jou redelik terug, nee. Nou is 'n klop ander goed ook op hierdie bladsy geskryf, maar nou, voorkennis het ons nou in ons agterkop, en ons gaan dit onthou. Nou die volgende vraag, onthou ons gaan na tweedimensionele en driedimensionele situasies kyk en dit moet oplos. Nou het ek vir jou 'n vraagie, wat as die driehoek nie 'n 90 grade hoek het nie? So, dit beteken, daar is geen 90 grade hoek nie. Dan beteken dit, ek kan mos nou nie hierdie drie funksies gebruik nie, en dis hoekom ek hulle hier vir jou geskryf het. Okay? So, sin, kos en tan gaan nie werk nie, en ook gaan hierdie reeltjie, of hierdie formule ook nie werk. Hierdie reel is die area, die oppervlakte vir 'n driehoek, want jy het loodregte hoogte nodig, en daar is nie 'n 90 grade hoek in hierdie driehoek nie. So toe het die slim mense vir ons drie formules gegee. Nou, voordat ek te carried away raak oor die formules, het ek dit hier vir jou in groen omkring en hierso FB geskryf. Dit staan nie vir Facebook nie. Dit staan vir formuleblad. Hierdie drie formules is op jou formuleblad beskikbaar. So eintlik al wat jy moet weet is, wanneer moet ek watter een gebruik? So, toe het hulle 'n sinreël ontdek. Goed, dit is hoe die sinreël lyk. Ek gaan natuurlik in die volgende video's presies vir jou wys hoe dit werk. En 'n kosreël ontdek. Nou, net so vinnig, die sinreël en die kosreël, wat op jou formuleblad is, so jy hoef nie te vinnig hier te skryf nie, word gebruik om, en kom ek skryf dit alles vir jou in rooi, hoeke en sye uit te werk. Okay, so as 'n hoek uitgewerk moet word in jou probleem, of 'n sy moet uitgewerk word in jou probleem, dan gaan jy een van hierdie twee reëls gebruik. Goed, in die volgende video's gaan ek jou presies sê wanneer gebruik jy watter ene, want daar's nogal spesifieke vereistes. Maar net dat jy weet, as jy 'n behoefte het om 'n hoek uit te werk, of 'n sy, in 'n driehoek wat nie 'n 90 grade hoek het nie, dan gaan jy een van hierdie twee gebruik. En dan die laaste enetjie is die oppervlakte reël, baie eenvoudig daar, soos hy, as ek vir jou die area vra, of die oppervlakte vra van 'n driehoek wat nie 'n 90 grade hoek in het nie, kan jy hierdie formule gebruik. Dis nogals lekker, dit is net hierdie enetjie wat jy hoef te onthou, dis nie te veel vereistes in hierdie geval nie. So, hierdie drie formules is vir jou goud werd, wanneer daar nie 'n 90 grade hoek in 'n driehoek is nie. Goed, so in die volgende video's sal jy natuurlik sien hoe elkeen werk. Al wat ek wil hê is, in hierdie video wat jy moet onthou is jou voorkennis van jou gewone drie funksies, sin, kos en tan, en hoe hulle elkeen werk, want jy gaan hulle ook gebruik. En dan ook hoogte en dieptehoek, as ook dan nou, as ek nie 'n 90 grade hoek het nie, watse drie formules is daar vir my beskikbaar om die saak op te los.